Dag sê al die inkvriende, Saartjie die Bosveldbyp. Vandag se verhaaltjie gaan oor die ewige hartseer van onbeantwoorde liefde. Ons storieetjie se naam is Mossie Liefde. Die 19 lank terugspraat staan so half eenkant. Duidelik nie van vandag af nie. 'n Sierlike tuinpaadjie lei tot by die tent afdak. Daar pryk 'n mandjie veselperskes op die kamptafel, regs van die woonwa se deur. 2 rottingstoele aan weerskante. Die bondkussings daarop is effens verweer. Gemmerkat knus opgerol in een stoel. 'n Ou trapmodel sienger links van die deur verklap ek is op die regte spoor. Die man wat in die deur verskyn is nie meer jonk nie, moontlik in sy 70's. Sy vel is leeragtig, sonverbrand. Sout en peper in die krulletjies wat onder die rooi ves uitsteek. Hy ruik na son en kaamverroom. Hy kyk nie na my nie. Sy donker oë vasgenaal op die koningsblou jas oor my arm. 1000 vrae hang om sy stom geskokte mond. Ek trap onseker rond. Wat het my besiel? Ken die man van geen kant af nie. Dit was waansin om vrou alleen hierheen te ry. Maar die inskripsie was so treffend. Tee. Dit klink meer na 'n stelling as 'n vraag. Ek knik, gaan sit op die aangewese rottingstoel. Die kat lig haar kop halfgesteurd, dommel weer weg. Hy verdwyn weer, steeds woordeloos na binne. Waarskynlik om die aangebode tee te gaan maak. Die blou jas het my soos 'n vars magneet getrek die dag in die winkel. Die kleur en vakmanskap was uitsonderlik. Beslis nie 'n massavervaardigde ding nie. Meer nog dat dit my so perfek gepas het. Dit gebeur nooit. Kifose is die mediese term. In die wrede wêreld daar buite word spotname soos boggel, sekel en kameel meer dikwels gehoor. Op skool was ek naughty, 'n verwysing na die Hunchback van Notre Dame. My deel en lot. Kortom, is my krom ruggraat en klere-inkopies nie 'n wenkombinasie nie. Een keer per maand gee die kettingbutiek geleentheid vir plaaslike lui om hulle ware hier van die hand te sit. Ek het die jas aangepas, gekoop en verslaa-ywerig huis toe gery. Daar was iets buiten dat dit perfek gepas het. 'n dringendheid wat ek moes ondersoek. Tuis het ek my nuwe jas opgehang om te stoom. Ek was beïndruk met die afwerking. Hedendaags het klere nie meer binnevoerings nie. Neem te veel tyd, kos te veel geld. My vingers het waarderend oor die satijnvoering gestreel en so op die inskripsie, netjies in die synaad vasgestik, afgekom. Jy is meer werd as baie mossies. Distrik 6, Augustus 1965. Hy bring die tee uit. Dit ruik na rooibos en speserye. Ek kyk op. Jy lyk eerder na 'n visserman as 'n kleremaker. 'n Oorweging van 'n glimlag lê vlugtig oor sy verweerde gesig. Bietjie van beide. Deesdae meer verstel en herstelwerk vandat hy kyk weer na die jas. Die vraag klim terug in sy oë. Ek glimlag meewarig. Dit was nie moeilik nie. Die jas is deur die vorige eienaar se kinders na die butiek gebring, na haar onlangse afsterwe. Hulle het my op jou spoor gesit. Taamlik onwillig, maar nietemin. Wou nie uitbrei nie. Die dat ek wis die jas dra 'n storie. Gegiewe die ouderdom is dit in besonder goeie toestand, asof nooit gedra nie, eerder sorgvuldig bewaar. Die jas is gemaak vir iemand met dieselfde liggaamsgebrek as ek, nie waar nie. Hy tel die kat versigtig op, gaan sit en sug donker.
Sy vingers streel oor die spinnende bondel gemmer. Sy oë raak weg op 'n ver verlangpad. Koningsblou Melton, ek het dit self uitgekies destyds. Ja, daar by Doula's Fabric Emporium in Ashley Straat, om by haar oë te pas. Nooit voorreg gehad om haar daarin te sien nie. Daarvoor het haar ouers versorg. Destyds, seker vandag nog, is mense met liggaamsgebreke weggesteek. 'n Skandvlek, veral by mense met aansien. Soveel so dat niemand raak gesien het presies hoe blou haar oë is nie. Nooit besef dat sy geniaal was en briljant kon skilder nie. Dalk het hulle net nie omgegee nie. Solank hulle tog net die verleentheid van 'n openbare verskyning gespaar is. Die dag toe ek die jas gaan afgee, was die laaste dag dat ek haar gesien het. Ek het nooit die voorreg gehad om haar te vertel hoe lief ek haar het nie. Sy het net verdwyn, asof sy nooit bestaan het nie. Bittere onbegrip, pyn en verlange hang swaar in sy woorde. Ek had groot waardering daarvoor dat hy by gebrek kon verbykyk, die skoonheid binne die verwronge liggaam kon raak sien. Maar my hart was saam met hom stukken oor soveel vermorste jare. 'n Vrou wat nooit gegeen is om te groei nie. Daar was egter 'n silwerrand. Ek het my hand op sy arm gesit. Ek het vandag vir jou troos gebring. Ek het die koevertjie uit die jassak getrek en na hom geskuif. Sy oë was vraend. Ek het net geknik. Lees in die jassak gevind. Hy het huiwerig die koevert oopgevou. Die bekendheid van haar handskrif, die fyn blommegeur wat steeds die briefie omgewe het verlange deur sy troebel oë laat buggel. Haar boodskap was eenvoudig. Dankie vir jou mossie liefde. Al is ons paaie nooit bestem om saam te loop nie, was jy in my hart en gedagtes, elke oggend as die mossies my gewek het. En elke keer as ek een gesien het, was jy daar om my te dra en te bemoedig. Want ons is meer werd as baie mossies. Liefde, Constantia, Augustus 2023. Daar sy vriende, baie dankie dat julle saam geluister het. Ons maak weer so. Lekker aand vir julle.